Hallo almal, nou bespreek ek meetkundige reekse. Daar is 2 formules wat jy moet ken vir die meetkundige reeks en jy moet ook die bewys van hierdie formules ken. Bewyse van hierdie formules vind jy in les 10. Ek gaan nou net oor die somme praat. Nou die eerste ding wat jy moet weet is jy sal sien SN beteken som van die meetkundige reeks. A is die eerste term, R is die gemeene verhouding en N is hoeveel terme. R weer eens gemeene verhouding. En dan jy gaan daardie formule gebruik vir R kleiner as 1. Dit beteken wanneer R 'n breuk is. En regtig, dis baie goeie raad wat ek vir jou gee. As R 'n breuk is, gebruik daardie linkerkantste formule. En dan hierdie ander ene is vir wanneer R groter as 1, so met ander woorde net 'n getal is. En weer eens, SN beteken die som, A is die eerste term, R gemeene verhouding en is hoeveel getalle. Voorbeeld 1. Gebruik 'n formule om die som van die reeks 27 plus 9 plus 3 plus tot oneindig van 4 terme te bereken. Nou ja, weer eens my advies aan jou, kom ons maak 'n opsomming. Die eerste, A is 27, dit is die eerste term in ons reeks. En sien jy, ons praat nou van 'n reeks, want die terme is geskei met 'n plus en 'n min. R is 'n derde. Nou, hoe ons by R is 'n derde uitgekom het, ek gaan dit hier regs vir jou sommer wys. R, die gemeene verhouding, is term 2 gedeel deur term 1. En dan gaan jy sê, dit is 9 gedeel deur 27, en as jy dit vereenvoudig, 9 gaan homself in 1 keer, 9 gaan in 27 in 3 keer. Dit is hoekom R 'n derde is. Dan N is 4, want ons wil die som van 4 terme bereken. En wat wil ons bereken? Die som van 4. Nou goed, dit is baie duidelik dat hierdie 'n meetkundige reeks is. Nou moet ons 'n formule kies. Ons kies die somformule, hierdie enetjie wat ek mos vir jou gesê het, wanneer R kleiner is as 1, met ander woorde wanneer R 'n breuk is en R is 'n derde. En dan vervang jy net al die waardes in. In A se plek 27, in R se plek 'n derde, N se plekkie 4, in R se plek 'n derde, en dan my advies aan jou is, jy het 'n wonderlike sakrekenaar, doen alles met jou sakrekenaar, en dan sien jy, die som van 4 terme van daardie reeks is 40. En hierdie som is 'n goeie som, want jy kan sommer self gou kontroleer of is jou antwoord reg. En wat ek daarby bedoel is as jy nou die 4de term bereken hierso, die 4de term gaan jy kry deur te maal met 'n derde, so dan gaan die 4de term 1 wees. En dan as jy al daai bymekaar tel, 27 plus 3 is 30, plus 9 is 39, plus 1 is 40. Is die som van 4 40? Ja, die som van 4 is 40. Voorbeeld 2. Bereken 8 plus 4 plus 2 plus kolletjies plus 1 op 32. So wat vra hierdie vraag? Hierdie vraag sê vir ons het 'n reeks en dan ons weet nie hierdie 1 op 32 watter term dit is nie. Want ons moet dit eers uitwerk om te kan bereken wat die som van die aantal terme in daardie ry nou sal wees. Nou ja, baie hard gaan ons hier werk. A is die eerste term wat 8 is. R is 'n half. Hoe het ons daarby uitgekom? As jy hier kyk regs, T2 gedeel deur T1. Met ander woorde 4 gedeel deur 8. Met ander woorde 4 gaan homself in 1 keer, 4 gaan daarin 2 keer. R is 'n half. Tn is 1 op 32. Watter term? N, ons weet nie. En die som van hierdie ene, hoeveel van hulle? Ons weet nie. Ons gaan dit nou uitwerk. So ons eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan nou uitwerk wat is N se waarde. Nou werk ons met die termformule. Dit het niks nog met die som uit te waai nie. So ons sê Tn is gelyk aan A maal R tot die mag N min 1. Tn is mos nou 1 op 32
is gelyk aan 8, is A se waarde, R is 'n half, tot die mag n min 1. En nou hier moet jy baie versigtig wees. Jy mag nie gaan en sê daardie 2 gaan homself in 1 keer en gaan in 8 in nie. Dit mag jy nie doen nie. Maar wat jy wel mag doen, is jy mag, hierdie is 'n 8 op 'n 1, so jy mag vermenigvuldig met 'n 1 op 'n 8, om van hom ontslae te raak aan die regterkant, en dan wat jy links doen, doen jy regs. Dan kan jy sê, 1 maal 1 bo die lyn en 32 maal 8, en dan gaan jy dit primfaktoriseer. Nou kom ek net gou vir jou sê, 32 maal 8 is dieselfde as 1 op 256. En 256 geprimfaktoriseer, 1 op 2 tot die mag 8. Dat het ek het vir jou gedoen. En dan aan die regterkant het jy 'n half tot die mag n min 1, en dan is die grondtalle dieselfde, dus kan jy eksponente gelykstel aan mekaar. So hier het ek dan nou eintlik gesê, 8 is gelyk aan n min 1, laat die 1 oorloop, en n is 9. Reg, wat beteken dit nou? Dit beteken dat die 9de term se waarde is 1 op 32. Met ander woorde, daar's 9 terme in daardie reeks. En dit was die vraag, ons moet nou hulle almal bymekaar tel. So wat ek voorstel is in 'n formule. Som van 9 is gelyk aan A hakke 1 min R tot die mag n op 1 min R. Onthou bietjie, daardie formule is op die formuleblad, né? Nou vervang jy in. A se waarde is 8, R se waarde is 'n half, N se waarde is 9, en hierso alles op een slag in jou sakrekenaar, en dan kry jy die som van 9 terme is dan 511 op 32. Voorbeeld 3. Hoeveel terme van die reeks 5 plus 10 plus 20 plus ensovoorts moet bymekaar getel word om 'n som van 1275 te gee? So met ander woorde, hierdie een is nou net mooi die teenoorgestelde. Ek gee vir jou die som en ek vra vir jou n, hoeveel? So die opsomming is A is gelyk aan 5, R is 2, N weet ons nie, dis wat ons wil bereken, en Sn is 1275. So binne in die korrekte formule, en sien jy die formule wat ek nou gebruik is die ene wat ons sê R is groter as 1. Dan in Sn se plek kom die 1275 nou. A se plek is 5, net vir jou wys, daarso. R se plek is 2, tot die mag n is wat jy wil bereken, en in R se plek 2. Dan hier onder die lyn 2 minus 1 is 1, en dan eindig ek nog steeds daarmee, 1275 is gelyk aan 5 hakkie 2 tot die mag n min 1. En dan in die volgende stap deel ek beide kante die 5 weg, en ek kry 255 is 2 tot die mag n min 1. Nou gaan ek hier die min 1 laat oorloop, as hy oorloop word hy positief, en ek kry 256. En nou 256 geprimfaktoriseer is 208, eintlik van die vorige som, nee? En dan kry ons 2 tot die mag 8 is 2 tot die mag n, die grondtal is dieselfde, dus n is 8. So wat beteken daardie n is 8? Dit beteken 8 terme van daardie ry 5 plus 10 plus 20 plus ensovoorts. 8 van hulle is bymekaar getel om die antwoord 1275 te gee. Voorbeeld 4, evalueer en dan gee hulle vir jou 'n sigma sommetjie. Nou ja, wat hierdie hele som beteken, is jy moet nou eers gaan en die ry of die reeks eerder uitbrei. En jy moet net baie versigtig wees, want hieronder begin hy by 2. So hoe mens die ry uitbrei, is jy begin by n is 2, dan gaan jy 2 in vervang, dan gaan jy 3 in vervang, dan gaan jy 4 in vervang, en dit is genoeg om 'n reeks te kry, en daar gaan jy nou sien ek het dit gedoen, so ek het vir 2 in vervang, as jy nou wil, mens maak so 3 maal 2 tot die mag n min 1, nou vervang jy, omdat jy by hieronder begin, 3 maal 2 tot die mag 2 min 1,
en dan 3 maal 2 is 6. Dis waar die 6 vandaan kom. Dan die volgende een, dan vervang jy 3 in hierso, 3 in N se plek, ensovoorts. Nou goed, daardie reeks 6 plus 12 plus wat dan aangaan tot by 1536, hoe ek daardie enetjie gekry het, is ek het 10 in N se plek in vervang. Dan kan ons nou alles bymekaar tel, want dit is wat sigma beteken, die som van. Maar, A is jou eerste term, dis reg, dit verstaan jy. R is 2. Hoekom? R is term 2 gedeel deur term 1, wat 12 gedeel deur 6 is gelyk aan 2. Nou vir N. N moet jy oppas, omdat hierdie nie by 1 begin het nie, maar by 2. Om vir N uit te werk, in die vorige les, waar ek sigma notasie behandel het ek vir jou mooi gewys hoe dit werk, maar ek gaan jou weer sê. 'n Mens vat hierdie boonste getal, minus die onderste getal, plus 1, en dan kry jy hoeveel terme in daardie reeks is. Nou goed, wat werk ons uit dan? Ons werk die som van 9 terme uit. Binne in die somformule, en hoekom ek hierdie formule gebruik is omdat R is groter as 1. En dan in som 9 is gelyk aan A se plek vervang jy 6, in N se plek vervang jy 9, in R se plek vervang jy 2 en weer eens 2. En dan daardie gedeelte doen jy alles met jou sakrekenaar in een stap. Met ander woorde, die som van 9 terme sal wees 3066. In die volgende video bespreek ek som tot oneindig. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.